Ons redder, verlosser en zaligmaker. Baie hartlik welkom. Ek is so bly om soveel gesigte te kan sien. Ingrid is regtig vanoggend so aangedaan. Sy sê dit is waarvoor sy gebid het, dat soveel mense instroom. En ek was regtig so ook verras daardeur. Baie hartlik welkom. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit afvaar die werke van sy hande. Gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees word die elkeen toegewys. Ons buig ons hoofde dan met ons saam. Here, ons Here, lieflik is U naam op die ganse aarde. Baie dankie, Here, vir gespaarde lewens. Baie dankie, my Vader, dat U ons nader getrek het met koorde van liefde. Dankie, Here Jesus, dat U ons kom red het. O Heilige Gees, dat U ons wederbaar het. Here, dankie dat U ons deurgedra het vir nog 'n week en dat ons vandag hier saam kan wees. Here, hierdie diens gaan nie oor 'n mens nie, maar oor U, die koning van die konings en die Here van die Here. Ons wil bid dat U sal verheerlik word deur alles wat U sal gebeur. Ons eer U daarvoor. Seën dan ons hier saam. Is ons gebed in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan heerlik saam sing. Ere aan God. In Liedboek 207 vers 1 en vers 2. Ek was God, my God, en ons zonder water, bereikt tot die nade, om bij te wees, Als ik soms aan ieder, mijn God, mijn prijs en die naam, dan bied ik hier al mij, die hand ondersteunt mij, ik wil nabij U blij, ik wil nabij U blij. Geliefdes, ek gaan vir ons voorlees in die woord van die Here in Spreuke 23 en ek lees vanaf vers 15. My seun, as jy 'n wyse mens is, sal dit my baie vreugde verskaf. Ek sal juig as wat jy sê altyd reg is. Moenie afgunstig wees op Sondags nie. Wees ywerig om die Here te dien. Dan sal jy 'n toekoms hê en jou hoop sal jou nie ontneem word. Ek wil net graag vers 18 in die ou vertaling aanhaal, want ons ouer mense is meer bekend op daarmee. Hy sê waarlik, daar is 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word. Geliefdes, ek wil graag aan die begin van my boodskap dit noem
dat aan die begin van my boodskap ek dalk 'n bietjie negatief gaan klink, maar ek gaan nie daar eindig. Om ons lyk net behoorlik donker. Die een ramp na die ander een tref die aarde amper sê dag vir dag. As ons dink aan geleenthede soos die tsunami waar 234.000 mense in 'n kwessie van 'n paar dae hulle lewe verloor het. Ons dink aan 11/9 of 9/11 soos die Engelse sê, waar 2 vliegtuie in die World Trade Center vasgevlieg het en binne 'n kwessie van 'n paar uur 2 massiewe geboue in mekaar gestort het en duisende mense hulle lewe verlaat. Ongeveer in daardie selfde tyd het daar ongeveer 180.000 mense in China as gevolg van oorstromings verdrink. Ons dink aan geleenthede soos hier in Februarie 2023 waar 'n geweldige aardbewing Turkye en Sirië getref het en daar 53.000 mense gesterf het. Ons dink aan die oorstromings die laaste 2 jare in verskeie lande en ook in Suid-Afrika. Verlede week was dit in Brasilië, hierdie week in Argentinië. Dis ongelooflik hoeveel mense dakloos gelaat is en hoeveel mense hulle lewe verloor het. Ons dink aan geleenthede waar vliegtuie die laaste jaar geval het in Suid-Korea, 170 mense gesterf het en in Indië 270 mense wat daar in die vliegtuig gesterf het. Ons dink aan brande in Los Angeles, in Europa en ook in Suid-Afrika en Australië, wat daar duisende huise verbrand is en mense dakloos gelaat het en selfs mense se lewens verlies het. Baie ander dinge wat 'n mens nog kan noem, geboue wat in mekaar gestort het ensovoorts ensovoorts. By dit alles het siektes soos die SARS-virus, die Ebola-virus, die vigsvirus, die Cholera-virus en dan ook die COVID-19 miljoene mense se lewens geëis. In Suid-Afrika dink ek was die syfer op 'n stadium 170.000, maar dit is nou 'n paar jaar terug. Intussen is daar nog steeds mense wat daarvan sterf. Orkane soos Katrina, Freddy en Milton en ook ander is die oorsaak dat daar duisende mense dakloos gelaat is en duisende mense hulle lewens verloor. Daagliks sterwe mense in Afrika, in Indië, Suid-Amerika as gevolg van hongersnood. ISIS-beweging, Hezbollah, Hamas en hierdie tipe van bewegings is die rede dat daar duisende mense sterwe in oorloë en selfmoord bomaanvalle. As te ware met dit wat aan die gang is op oomblik, dink ek doen die sal die saamstem dat daar ongeveer as ek sê 'n haarbreedte tussen ons en die derde wêreldoorlog lê. Wat ons eie land al betref, word dinge dag vir dag net meer ondraaglik. Jy ken nie meer die eie land nie, van ons ouer mense. Ek wonder of daar nog 'n nasie trots kan wees, behalwe as die wêreldbeker rugby en cricket. Ek wonder of 'n mens nog kan sing, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. Want Christus 85 mense word per dag in Suid-Afrika vermoor. 'n jaar gelede was dit 58. Nou is dit al 85 en dit styg net en styg net en styg. In 'n kwessie van 3 maande 7700 mense wat in Suid-Afrika vermoor is. In lande soos Swede, Noorwe is hulle moordsyfer per jaar maar 50. In die Seychelles 0, maar in Suid-Afrika 85 per dag. By dit alles, hoeveel kindertjies word nie vermoor deur aborsies? Hoeveel plaasmoorde is daar? Ek wil net so ietsie vir julle aanhaal, dat die stede met die hoogste kraamryk in die wêreld, die hoogste misdaadsyfer, sal nie dalk nou sê, dit moet dalk Mexico City wees. Nee. Pietermaritzburg is die stad in die wêreld met die hoogste crime of misdaadsyfer. In die tweede plek Pretoria. In die derde plek Caracas in Venezuela. In die vierde plek Port Moresby in Papua New-Guinea. Die vyfde plek Johannesburg. Die sesde plek Durban. Die sewende plek Port Elizabeth.
Die 8ste plek, Rio de Janeiro. En dan, glo het of nie, Kaapstad is 17 op die lys. Nou, ek sê aan hulle vriend wat in die Kaap, julle moet julle sokkies optrek, julle raak agter. Maar dit is 'n feit, geliefdes, hierdie syfers in die wêreld is ons om die eerste klompie is ons maar 'n klomp stede. Dit maak dit baie onseker. Binne dit alles is misdaad, armoede, werkloosheid besig om toe te neem. Wat vuil is, word net vuiler. Prostitusie is gewettig in Suid-Afrika. Pornografie is oral beskikbaar. 'n Klompie jare terug moes jy dit gekoop het in 'n klassies wat omhul was. Vandag kan kinders, ekskuus met alle respek sê, enige tyd van die dag of nag die televisie aansit en tonele aanskou. Geliefdes, die lesbiese en gay bewegings word vandag van ons voorgehou as reg, sodat ons kinders nie meer weet wat is reg en wat is verkeerd. Nie dat 'n mens veroordeel. Bedrog op alle terreine van die samelewing. Verskriklike korrupsie wat plaasvind en miljoene rande wat bedrog mee gepleeg word. As jy dink aan 'n Canada, 234 miljoen rand ensovoorts ensovoorts, sodat jy nie meer weet wie om te vertrou en wie nie. Op geestelike gebied, jammer om te sê, is mense besig om weg te drywe van die kerk. Ek het nou 2 naweke terug by die kerk in Middelburg daar bedien. Die pragtigste, wonderlikste nuwe kerk, 3 vlakke gebou. Dis in my dominstens in 2018 het daar die kerk vol gesit, seker 600-800 mense. Maar op die oomblik sit daar net soos 55 mense waarvan 'n klompie kinders is. Dis of die mense nie meer belangstel om die Here te dien. Die skrif sê die laaste dae sal die liefde van baie verkoel en mense sien dit. Baie kinders van die Here sit vasgevang in sondebande, hulle weet nie om los te kom daarvan. Hulle sê as die Here kom is ek verlore, wat gaan vir my word? Nou genoeg van die negatiewe. Liewe broer en suster, ek het vanmôre dalk nie 'n kitsoplossing vir elke landsprobleem. Ek het nie 'n kitsoplossing vir elke persoonlike probleem. Maar die Here het my van Pretoria af vanmôre hier na u toe gestuur met 'n boodskap vir u persoonlik. En dit is hierdie skrifgedeelte in Spreuke 23:18. Waarlik, daar is vir jou 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word. Maak nie saak hoe donker dit raak nie. In Suid-Afrika, geliefdes, daar is vir jou hoop en daar is vir jou toekoms in die land. Dit lyk of die Here in die laaste klompie jaar ons Suid-Afrikaners begin stroop het van al sekuriteite. Jy is nie meer seker of jou plaas jou eie is nie, of jou huis jou eie is nie, of jou pensioen jou eie is nie. Maar as een ding waarop ons kan staatmaak, en is die woorde van ons Here Jesus, wat sê, glo in God en glo in my. Hy is ons enigste hoop in hierdie donker wêreld. Daar is seker genoeg rede om depressief te raak. Maar dank die Here vir die woord van die Here wat sê, dat sy lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig. En geliefdes, dit maak nie saak hoe donker dit raak, en dit raak donker. Ek gaan nou met u praat oor wat in die wêreld aan die gang is, onder die sterftes van Christen. Nietenstaande dit, het sy woord vanmôre vir u en my 'n lig. Daar is vir jou toekoms, en jou hoop sal nie verydel word. Dit maak nie saak hoe donker dit raak in die wêreld. Geliefdes, dit sal nooit die lig van God in die harte van sy kinders kan uitblus. Van die begin van die evangelie van die Here Jesus is mense vervolg. As die Hebreërs lees, dan sien ons dat hulle is in stukke gekap. Hulle is vir die leeu's gevoer. Nero het hulle aan pale vasgemaak en teer gesmeer en in die aand aan die brand gesteek dat hulle lig vir sy perde kon bied. Hulle moes in spelonke in die berge, in die woestyne moes hulle wegvlug. Maar geliefdes, hulle kon die stem van die kind van die
die Here nie stil maak. En as gevolg daarvan is eet ek vandag hier. Toe Job in sy grootste verbenoudheid kom, toe roep hy uit, ek weet my verlosser lewe. Dawid skryf Psalm 23, ook in benoudheid. Hy sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Die Here is met U. Hy vertel van 'n sekere tannie of suster. Sy was baie lief geweest om mense te bemoedig. En dan sê sy vir hulle altyd, die Here lewe, skep moed. Maar vertel op 'n dag toe kom daar iets haakbaar langs. En toe raak sy ook in 'n toestand. En sy sit daar in die sitkamer, die hoek weer, die kop hang. En haar seun kom daar in, hy kyk haar so en sê, ma, is jou God dan dood? Hulle sê, hy kan nie spring op. Sy skreeu, sy sê, my Jesus lewe. En sy skep jou moed en sy gaan aan. Geliefdes, eet ek en op te midde van al ons aanslae, kan ons sê, ons weet ons verlosser lewe. Prys sy naam. Dank die Here dat U en my hoop is nie vanmôre gevestig op 'n mens. Ons hoop is nie gevestig op 'n regering. Ons hoop is nie gevestig op die goudprys of die aandelebeurs. Ons hoop is nie gevestig op die ryk broer se beurs nie. Op my groot bankrekening, op my goeie betrekking, of my gesondheid. Ons hoop is nie gevestig vanmôre op die tralies voor die venster, of die diersekuriteitstelsel op my kar, of my huis beskerm. Ons hoop is nie gevestig vanmôre op die pistool onder my kopkussing, of die honde wat om die huis die plek moet beskerm. Nee, geliefdes, ons hoop is gevestig op ons verlosser wat lewe. Hy wat sê, my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. Die wêreld kan bankrot wees. Die wêreld kan onbetroubaar wees. Die wêreld kan geen hoop hê. U en my hoop is gevestig op Jesus Christus, die rots van die eeuw, die onwankelbare rots. Gister en vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Die wêreld wil vandag vir die kinders van die Here sê, veral die moslems, dis verby met julle Christen. Ek wil net vanmôre vir julle sê, die moslems groei geweldig, maar die Christendom nog meer. Dank die Here vir dit. Maar my woord sê vanmôre vir u en vir my, dat ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat ons die krag. Jy is vanmôre 'n wenner, jy is nie 'n verloorder nie. Hoekom? Want die Here is saam met jou en hy is aan jou kant. Jy is die kop en die sterk nie. Die woord sê, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? As die Here seën, wie kan vervloek? Hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Geliefdes, Jesus sê, ek gee julle die ewige lewe en niemand sal julle uit my hand uitruk. Geen kommunis, antichrist, moslim, hindoe, wat ook al gaan jou in die hand van die Here ruk, want u is in sy hand. U is in sy handpalms gegraveer, sê die skrif. U is baie kosbaar vandag vir die Here. Geen haar van jou hoof sal val sonder die Vader wees. Hy sê dat jy is meer werd as baie moses. En hy weet wat elke mos wat op die aarde val. Dank die Here dat ons is nie meer geestelik dood nie, maar ons is lewend gemaak deur Jesus Christus. Vir u wat dalk sit met 'n probleem in jou lewe, dalk 'n binding. Paulus skryf in die Romeine, hy sê, wie sal my verlos van die liggaam van die dood? Ek dank my God deur Jesus Christus. Daar is verlossing. Kind van die Here, vergeet die wanhoop, vergeet die moedelose toestand. Skep vanmôre moed dat Jesus is in beheer en hy is met u. Hy vertel van 'n dogtertjie wat in die nag en sy bang geraak, jy weet. Ek self in my kinderjare, daai tyd het ons nog die plankvoere gehad en die Nodipine series. En dan kraak die goed in die nag, dan word ek bang om die stres. En hardloop ek spring agter ma en pa se rug in. Dan sê my ma, wat sê? Dan sê ek is bang, die spook in die huis. Sê my ma, my pa sê, ok, lê my agter my rug. Die ou dogtertjie word ook bang in die nag.
En sy roep van papi, papi! Pa word wakker. Dog, sy sê maar na slaap gepraat. En sy roep harder, papi! Hy dog, nee, iets aan die gang hier, maar dit klop nog nie ernstig genoeg. En die volgende moet skreeuw so op die top van haar stem. Nou, ek wil nie te hard skreeuw, ek nie oor het denk, maar sy skreeuw, papi! Daai skreeuw wat die ouers sy hare laat reis. En hy lê dan sy bed, en hy roep vir haar, hy sê, ja my ou kindjie, wat is dit? Sy sê, papa, ek wil net weet of papa daar is. Ek dank God vir Jesus wat altyd daar is. Wat gesê het, ek sal julle nie begewe of julle verlaat nie. Kyk, ek is met julle altyd daar vir die volleinding van die wêreld. Gemeente van die Here Jesus Christus, die Here is met u. Ek dank God vir Jesus wat die storms kan stilmaak. Ek dank God vir Jesus wat die vrees kan wegneem. Ek dank God vir Jesus wat kan moed gee aan die moedelose. Ek dank God vir Jesus wat jou swakheid in iemand sterker as jy sy hand kan plaas. Toe Jesus daar op die see aangeloop kom, die disciples daar spook op die see van Galilea om te roei na die ander kant. Toe roep hy hulle en sê, moenie vrees nie. Dit is ek. Hou goeie moed, dit is ek. Vanmôre wil die Here vir jou en vir my ook sê, hou goeie moed gemeente van die Here. Nie teenstaande dit wat aan die wêreld aan die gang is. Hou goeie moed. Ek dank die Here vir Jesus wat saam met Saler gemesig en dat wat 9 in die vuur moet was. Die koning sê, het ons nie 3 mense in die vuur gegooi nie, maar daar is nou 'n 4de en sy voorkoms is soos 'n godeseën. Dus Jesus saam met hulle in die vuur moet. Die Here saam met jou in jou stryd en jou probleme. Hy is daar. Hy is vir jou beskikbaar. Ek is amper klaar. Iemand wys my 'n foto van 'n ongeluk of van 'n kar wat 'n ongeluk was. En die kar is 'n totale wrak. Maar op die foto aan die ander kant van die foto sien ek 'n silhouet van die Here Jesus met die wit kleed aan en so. Ek sê vir die persoon maar, joh, daar kon seker geen mens lewend uit daai kar gekom. Sy sê my nee man is. Hierdie 2 jong mense, toe hulle sien hulle gaan onder 'n lorry inry. Toe roep die dogter, Jesus help. En die seun roep uit, Jesus, u bloed oor ons. En hulle slaan daai lorry. Geliefdes, daai kar is 'n wrak. Ek sê, geen mens kon daar lewend uitkom nie. Sy sê, nee, hulle daar uitkom sonder 'n skraap nie. Want Jesus het hulle beskerm. 'n Dogter vat haar onbekeerde vriend plaas toe na ouers toe om te gaan voorstel. In die Sondagmiddag voor hulle ry, soos wat die plaasmense mamma, hulle sê deesdae, sy het nie meer waag die steering, hulle sal 'n spaarwiel steel. Maar in elk geval, die moeder pak toe in die boot van die kar, pak sy vir die kinders vleis in, en is eiers, en is melk, en is brood, en is groente, en alle lekker en nye vasgebakte beskuit en alles. En sy sê vir die kinders, my kinders, julle moet versigtig wees. Julle moet waarlik onder die bloed van Jesus ry. En die dogter sê nou skaam vir haar onbekeerde vriend. En sy sê, mami, julle moet julle Jesus in bloed pleit. Jesus kan maar in die boot ry. Verskriklike woord. Nie ver daarvan af nie. Dis die tweede ongeluk en altyd is op slag dood. Toe hulle met groot moeite die kattebak, ons sê die boot van die kar ook kry. Dus daar nie is 1 eier in daai boot gebreek. Daar's nie 'n bietjie melk gemors. Niks is beskadig. Want Jesus kan ons in die boot ry. Geliefdes, as Jesus in jou boot is of in die boot is, dan kom jy veilig aan die ander kant. Dank die Here daarvoor. Iemand het eendag gesê, Here, ek verstaan nie alles wat my gebeur nie, maar nogtans sal ek U vertrou. Geliefdes, U sit vanmôre hier in die huis van die Here. En daar verstaan jy ook nie altyd alles wat gebeur nie. Met ander mense gaan dit baie goed, met jou dalk nie.
Ander mense, finansiëel is hulle goed af, maar jy sukkel. Ander mense word gesond, maar jy word nie gesond. Ander mense het gelukkige huwelike, maar jy het nie gelukkige huwelike. En jy wonder ook, Here, hoe werk dit? Dan wil ek vanmôre net hierdie woorde in die middel laat. Al verstaan nie, vertrou nogtans die Here. Dis die moeite werd om die Here te vertrou. Jesaja 43 sê, as jy deur die water gaan, Ingrid, dit sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, dit sal jou nie skroei. Hoekom nie? Hy sê, ek, die Here, is met jou. Christus, die Here is met jou. Wil ek net afsluit met hierdie teksgedeelte weer. Waarlik, daar is vir jou toekoms. En jou hoop sal nie vereinde word. Jou hoop is in Jesus Christus. Christus, skep vanmôre moed. Binnekort gaan die blou lig skeur. Binnekort gaan die besluit van God blaas. Binnekort gaan Jesus op die wolke verskyn. En gaan ons ewig saam met hom wees. Hy sê, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Christus, hou goeie moed. Jesus is met u. Amen. Ek wil ons moet oorgaan omdat as gevolg van siekte moes ek aftree. Maar nou sê ek altyd ek is afgetree, maar ek sê uitgetree. En Engels sê ek altyd, hy sê I'm refired vir Jesus. Die laaste 4 jaar het ek die wonderlike geleentheid om vir hierdie pragtige organisasie geopende deure te werk, in Engels Open Doors. Die organisasie wat werk om die verdrukte, vervolgde, gemartelde kinders van die Here. Nou ek is net deeltyds, ek is nie voltyds in 'n diens nie, ek werk maar basies elke Sondag, dink ek in die week by ouerhuise of bidgroepe ook. Ek beweeg in alle kerke. Ek het groot geword as 'n dopper, baie jare in die kerk deurgebring. Maar nou eindiglik elke Sondag is ek by 'n ander kerk. Die Engelse kerk, Gereformeerde kerk, Hervormde kerk, AGS, Volle Evangelie kerk, Here Christus, Salom, die Evangeliese Gereformeerde kerk, ensovoorts, ensovoorts. En geliefdes, ek is Here baie dankbaar vir die geleenthede. Nou ons organisasie het ongeveer 1250 voltydse werkers wêreldwyd. Nou geliefdes, watter wonderlike voorreg het ons vanmôre om hier vrylik die Here te kan aanbid. Maar wat as ons aanbidding van die Here Jesus beteken dat ons aangeraak word, dat ons ontvoer word, dat ons in die gevangenis gegooi word en dan self ons lewe verloor. Ongelukkig is daar baie mense wat glo dat die vervolging van kinders van die Here iets van die verlede is. Maar dit is 'n feit dat op hierdie oomblik ongeveer 388 miljoen Christene in meer as 60 lande ernstig vervolg. Mense wat elke dag vir hulle lewe vrees, wat nie weet of hulle vanaand nog gaan lewe. Net om 'n bietjie statistiek te gee, ongeveer 14 Christelike kerke word elke dag aangeval. 14 per dag word aangeval. Baie van hulle word met petrolbomme bestook, ander word opgeblaas met dinamiet, ander word opgeskiet. In die land van Nigerië is die laaste 2 jaar al 18.000 Christelike kerke verwoes. In die noorde van Mosambiek 200 Christelike kerke. Verlede jaar, so Februarie maand in Pakistan, toe 2 ouetjies iets te sê gehad oor Mohammed. Toe gaan die moslims hulle brand 10 kerke in daai dorp af en 100.000 van gelowiges. Geliefdes, voordat jy vanaand gaan slaap, gaan ten minste 16 Christene per dag vermoor word. In Nigerië die laaste jaar, net hierdie jaar, 52.000 Christene vermoor. Meer as wat in Gaza vermoor is. Nou so 3 weke gelede, toe Christene by 'n begrafnis is, toe kom ISIS en hulle skiet 70 van hulle dood. By daai begrafnis. Dis in die DRK, in die Kongo. En hulle gaan hulle skiet nog 30 plaasboere dood. In Nigerië verlede jaar
Toe die kinders van die Here uit die kerk uitkom, toe skiet hulle 71 van hulle dood voor die kerk. In die DRK het so 3 maande gelede dieselfde gebeur, 61 van hulle dood geskiet voor die kerk. Geliefdes, hier in Mosambiek, 6 sendelinge ook so dood geskiet voor die kerk. Hierdie dinge is aan die orde van die dag. En wat vir my baie verrassend is, ek het verlede Saterdag die statistiek gesien, dat die mense dink dat die meeste van die sterftes in die Midde-Ooste sou plaasvind. Ja, in Irak hierdie jaar is al 1000 Christene vermoor. Maar broer en suster, 93% van al die moorde vind in Afrika plaas. 16 miljoen mense is al uit hulle huise verdryf wat in kampe is in Afrika. Nou die lande wat die gevaarlikste op hierdie stadium is Noord-Korea, dan is Nigeria, dan Sudan, Jemen, Afghanistan, Irak, Iran, Egypte, Eritrea, Mosambiek, net om 'n paar te noem. As jy in die ingang van die kerk is, daar is 'n kaart daar, maar jy het ook, meeste van jy het ook 'n kaart ontvang, met die 50 lande wat die ergste vervolging deurgaan. Geliefdes, ongeveer 17 Christene beland elke dag in die tronk. En baie van hulle kom nooit weer daaruit. In Noord-Korea, as jy net 'n stukkie van 'n Bybel het of self iets op 'n papier oor die Bybel, sal hulle jou vrou, ma, pa en die kinders in hegtenis neem. Gooi in die tronk en hulle sal sorg dat jy sterf in daai tronk. Hulle werk jou dood en hulle honger jou uit. Ongeveer 27 vroue word gemiddeld per dag verkragt of seksueel aangeraak oor die wêreld, as hulle weier om die Here Jesus te verloon en hulle rug op die Here Jesus te draai. Die moslems is erg. Hulle sal hulle eie ma, hulle eie sussie laat vermoor of laat verkragt as hulle die moslim geloof agterlaat. Nou ek kan vanmôre vir my vra, wie is geopende deure? Geopende deure is 'n nuwe winsgewende organisasie wat hom beywer om hierdie miljoene mense wat vervolg word by te staan. By dit alles is ons 'n stem vir die vervolgde kerk. Ons het so 2 weke gelede van geopende deure personeel uit die United Nations gaan sien, om hulle bewus te maak wat in die wêreld aan die gang is, en ook in Nigeria. Ons sien dat Donald Trump het daar 'n uitspraak gelewer, dat hulle nie ophou om die Christene in Nigeria dood te maak gaan as die soldate is nie, maar die Here hom help. Ons het ook 'n week gelede het ons by die Europese Unie het ons mense gaan voorspraak maak vir die kinders van die Here. Nou geliefdes, ek wil net noem dat Doen Ingrid het vir 'n paar al van die blaaie uitgegee. Ons wil graag 'n petisie vorms laat voltooi, waar ons probeer om 1 miljoen mense te kry om hierdie petisievorms te teken, dat ons beswaar maak teen die doodmaak van Christene. Op hierdie stadium het ons al reeds 450.000 stemme gewerf in Suid-Afrika. Nou wil ons vir u vra, daar by die ingangsportaal en die mense wat van die vorms het, dis net u naam skryf en dit teken. Dan gaan ons dit vir die United Nations aanbied 1 miljoen stemme, en dan sal dit seker wees gaan hulle met luister en aandag gee aan hierdie sterftes. Christus myself en werkers van geopende deure beweeg van Sondag tot Sondag, van kerk tot kerk en organisasie tot organisasie, om mense in die eerste plek bewus te maak wat in die wêreld aan die gang is, om mense te kry om vir hierdie mense te bid, en waar moontlik 'n bydrae te kan maak, sodat hierdie mense kan aangaan om die lig van die wêreld en die sout van die aarde te wees. Die ondersteuning van miljoene Christene in Suid-Afrika oor die wêreld. Is dit vir geopende deure moontlik om met ons ondergrondse netwerk miljoene Bybels te kan aankoop en dit in te smokkel in lande waar daar nie Bybels beskikbaar is. Nou in 2023 het geopende deure by die Bybelgenootskap in Suid-Afrika 3 miljoen Bybels aangekoop en dit ingesmokkel in lande waar nie Bybels beskikbaar is. En nou kan jy dink hoeveel siele is bereik deur daardie Bybels. Daaropwyd het geopende deure in 2023 7 miljoen Bybels aangekoop in die Bybelgenootskap en dit ingesmokkel in lande waar daar nie Bybels beskikbaar is. By dit alles geliefdes is
ons besig om hierdie mense te ondersteun met kos, met medisyne, met klere. Ons bou kerke en pastorieë op wat gebrand is of vernietig is. Ons besoek hierdie mense in die lande waar dit veilig is. Noord-Korea gaan jy net nog gaan hulle doodmaak daar. Maar lande waar dit veilig is, vat ons gereeld groepe, hierdie jaar gaan daar 3 groepe na hierdie Christene toe om hulle te ondersteun. Maar ook hulle geestelike bietjie amper sou ek sê te leer volwasse te maak. Dan het ons ook kinderhuise in baie van die lande waar die ouers vermoor word. Neem ons jou kindertjies in die kinderhuise in, ons versorg daai kindertjies tot hulle oud genoeg is om uit te gaan en op hulle eie te kan wees. By dit alles is ons besig om 'n kursus te gee in die naam van Standing Strong in the Storm. In Afrikaans gesê om sterk te staan te midde van vervolging. Die rede vir hierdie kursus is dat volgens statistieke sal 7 uit 10 Christene wat gekonfronteer word, as jy nie die Here Jesus vandag verwerp nie, dan gaan ons jou doodmaak. Sal 7 uit 10 Christene die Here Jesus verwerp. Jy sal sê ek sal dit nie doen nie. Maar kom jy in 'n situasie, ek gaan jou vrou doodmaak, jou man doodmaak, jou ma, jou pa, jou kinders doodmaak, dan is dit 'n ander saak. En daarom leer ons die mense om dit nie te doen nie. Nou wil ek jy vertel van 'n dogtertjie met die naam van Susanna. Susanna het so 3 jaar gelede het sy in Egipte gewoon saam met haar ouers. En haar papi en mamma hulle was werklik aktiewe sielewenners vir die Here Jesus. En die moslems besluit toe ons met hulle minimum. Op 'n dag toe ry Susanna saam met haar papi en mamma in die kar. En die volgende toe spring 2 Jesusmanne weeskante van haar agter die kar en hulle druk 'n mes teen haar keel. En sê vir die ouers, as jy nie vandag deur Jesus verwerp en verloor nie, dan snou ons haar keel af. Die ouers weet nie wat om te doen nie. Maar hierdie dogtertjie 12 jaar oud. Sy sê, papi en mamma, ek is 'n wedergebore kind van Jesus. As hulle my keel afsny, is ek dadelik by Jesus. Moenie Jesus verloor nie. Die ouers sê, my kinders is lief vir jou, ons kan ons nie dit doen nie. Sy sê, papi en mamma, verstaan mooi. As hulle my keel afsny, is ek dadelik by Jesus. Maar as jy nie Jesus verloor, is ons verloor. In elk geval, hulle gaan aanval op dood maak in hulle tyd. En die ouers besluit reg, op haar versoek, gaan ons nie Here Jesus verloor. Hulle sê dit ook vir Jesus man. Hulle sny Susanna se keel af. Dis nie elke dag wat kinders so vermoor word nie. Ja, hulle word ook so vermoor. Maar dank die Here dat Susanna se dood was nie verniet nie. Daar's 'n dorpie begin in Egipte met die naam van Susanna. En daar is 'n sendingstasie waar baie van ons Suid-Afrikaanse organisasies soos Veba Radio, die Gideons en ook geopende deure waar ons werk en daardie Egiptenare vir Jesus bereik. En dan kom die spreekwoord in vervulling wat sê, die bloed van die martelaar is die saad van die kerk. Susanna se dood was nie verniet. Daar word duisende siele gewen deur haar of deur haar dood. Nou geliefdes, hoe dit begin deur 'n man in die naam van broer Andrew, brother Andrew. Hy was 'n Hollandse man wat so 3 jaar gelede oorlede is in die ouderdom van 94. Nog steeds aktief. Ons pastoor Donis moet maar aangaan, as dit nog tyd om te gaan. Nou, hy het 'n boekie geskryf in 1967 met die titel God's Smuggler. In Afrikaans vertaal God se smokkelaar. Hierdie boekie is in daardie jaar 67, is hy vertaal in 30 tale, onder andere in Afrikaans, en in 1 jaar 10 miljoen kopieë verkoop. Ek is baie jammer dat ek nie vir u 'n boek vandag kon saambring. Maar gelees, u kan hierdie boek in enige boekwinkel koop, by Koen ensovoorts. Nie gaan jy seker so R170 betaal, maar jy kan hom in tweedehandse boekwinkels koop vir R20. Dit het my hele lewe verander toe ek jare terug hierdie boek gelees het, God's Smuggler of God se smokkelaar. En ek wil u aanmoedig, as jy enigstens kan, kry daai boek. Dis wonderlik om te lees hoe die mense deurgegaan het. Nou die Here het met broer Andrew gepraat, uit Openbaring 3 vers 2 wat sê, wees wakker en versterk,
die wat besig om dood te gaan. En hy het sy lewensroeping gemaak om agter die ystergordyn daai tyd in Oos-Duitsland, Belarus, Rusland, Oekraïne en daardie plekke in te gaan. Nou, hy het altyd met 'n Volkswagen kewertjie gery. En dan as hy ingaan het hy Bybels laat versteek in die ou karretjie. 20, 30 Bybels. En wanneer hy by die grenspost gekom het, het hy altyd gebid en sê, Here, sluit hulle oë dat hulle nie my Bybels kry nie. Hy getuig dat in al die jare het hulle nooit een Bybel gekry. Die Here het hulle oë gesluit dat hy Bybels nie kry. In 1981, deur die hulp van geopenbareerde werkers, ek het self die foto gesien, het dit reg gekry om 1 miljoen Bybels in China in te smokkel met 'n boot, soos 'n kratte. Ek lees tot nou toe nog, word daar bereken dat elke maand 25.000 Chinese vir die Here Jesus bereik word, en daai Bybels het 'n groot inslag gevind. Nou wil ek net kortliks vir u getuig van 'n man met die naam van Pieter. Hy het hier gewoon in Eritrea, 'n landjie net noord van Ethiopië, en hy was ook 'n uitgesproke sending vir die Here. En toe het die moslems hom gevang, en het hom vir 6 maande in 'n doodskus gegooi, en daar het hom gemartel en uitgehonger, en hom dag vir dag getempteer dat hy die Here Jesus moet verwerp en verloor, maar hy het dit nie gedoen nie. Na 6 maande toe gooi hom nog vir 2 jaar in die gevangenis, en daar het hom verder getempteer, hom gemartel en uitgehonger, maar hy het gebly staan en nog vir die Here gewerk ook in uitgehonger. En deur die groot genade van die Here het geopende deur gehoor van Pieter. In ons nuusbriewe wat ons uitstuur, is die geval van Pieter aangehaal. En mense wêreldwyd het vir hom begin bid. En deur die groot genade van die Here het dit reg gekry om te ontsnap en na vlugtelingkamp te kon vlug en so te kan oorleef. Nou geliefdes, ek is amper klaar. Ons gaan nou kyk na een video. Die titel van die video is Believe and Pray. Dit gaan oor 'n man met die naam van Alexander. Hy het so 'n paar jaar terug in Suid-Afrika sy getuienis kom bring. Hy was ook 'n absolute sending vir die Here. En toe het die KGB probeer hom op 'n manier. Toe stuur hulle hom na Noord-Siberië, daar waar dit so verskriklik koud word. En daar het hulle in 'n gevangenis gegooi. En in 'n sel waar hulle die venster gebreek het. En kom ons kyk verder in die video. Baie dankie aan waardeer dit. But for weeks, months, years, you cannot get rid of it. And the other continual feeling is the constant cold. Terrible cold. Sometimes I felt as if my blood circulation was slowing down. I was personally amazed at the power of endurance. Because by all accounts, I should have become seriously ill and died a long time ago. A cell with a broken window. The KGB was determined to do an experiment and freeze me. Later they would say he broke the window in his cell and died of cold. I felt despair. I thought to myself, has God really left me? Am I really forgotten and neglected? Have my years of suffering been in vain?
In my despair, I began to pray. I usually pray silently, but this time I started to appeal to God out loud. God, have you left me? My cries were bursting from a heart literally in utter despair. One night I had a dream. In my dream, I was told to pray for Alexander. I had no idea who Alexander was. But I told my church and we began to pray for him. And right then, I suddenly felt a palpable physical warmth. Not the kind that comes from a heater, but like when a mother draws her freezing child to her breast and warms him with her tearful breath of compassion. It was a very living, human warmth. It penetrates you as if piercing you to the heart. And inside your heart, a spring opens up, out of which flows peace. A wonderful, magnificent, soothing peace. I felt a very loving, brotherly touch. Someone's caring hand touching my shoulder. I actually felt it. And this gesture represented the words, "You are not alone. You are not abandoned. We are with you. We are sharing your suffering." This warmth was the energy God gave me to feel. Physically, the heat of prayer was my own skin, my own being. As if the prayers converted the energy of love into the energy of warmth. In the morning, it was a shock to my executioners. They couldn't understand. I wasn't simply alive, but my temperature was the same as that of a normal person. I heard the doctor explaining to my executioners in the corridor, "This is impossible. We can't explain it." About 6 months later, we received a letter from Open Doors to pray for Alexander. And we finally found out who this Alexander was. We had been praying for 6 months without knowing anything about him. Alexander had started a Christian movement that spread across the Soviet Union. For this crime against the state, he was imprisoned to a labor camp in northern Siberia, the death sentence zone. It so happened that many people began praying for me. And that was exactly when they released me. Prayer opened the prison doors, and as the gospel affirms, set the captives free. Daar is nog steeds krag in gebed. Want Sander is die enigste een wat deur gebed die pad geloop het. En dit is die woord van die Here sê, dink oor die gevangenes asof julle self gevangenes is. En broer Sitter, geliefdes, hierdie mense wat in die gevangenis is, vra nie baie nie, maar bid vir ons. En ek sou graag nou volgende video wou speel, maar ongelukkig by die vorige kerk waar ons was, het ergens 'n foutjie gemaak en toe nou die
die inligting op die Wendystiek gedelete. En het vir ons shortcuts daar gesit en Ian sê, ek gaan nie daar om te speel. Nou, ek gaan nie baie kort niks vertel. Dit gaan gaande 'n man en 'n vrou in 'n dorpie in Indië, wat ook waarlik vir die Here gewerk het. En toe die moslems ook besluit hulle moet hierdie mense elimineer. En hulle die burgemeester opgemaak teen hierdie twee mense en hulle kinders. En op 'n dag het die burgemeester die hele dorp bymekaar geroep op die stadsplein en hierdie huisgesin, man, vrou en kinders het hulle daar op 'n verhoog gebring. En die sê die burgemeester vir hulle, ons is nie tevrede met julle aanbidding van die Here Jesus. Ons gee vandag vir julle 'n keuse. Verwerp die Here Jesus, of ons maak julle kinders dood. En hierdie man vat sy gitaar en hy begin te sing. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. En op grond van dit, die maak hulle sy kinders dood. En sê vir die vrou, ons gee jou nog 'n keuse, 'n laaste keuse. Verwerp die Here Jesus of ons maak jou ook dood. En sy kyk vir haar man, sy sê ek is bereid om te sterf vir Jesus. En hy vat dan weer sy gitaar en hy begin te sing. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Maak die vrou dood. Hy sê vir hom, nou gee ons vir jou 'n laaste kans. Verwerp die Here Jesus en jy kan lewe. Hy vat die gitaar en begin weer te sing. Although none go with me, still I will follow. Although none go with me, still I will follow. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. Toe maak hulle ook niet. Maar iets wonderliks gebeur. 'n week daarna, toe roep daai burgemeester die hele dorp weer by die stadsplein bymekaar. En hy sê vir hulle, ek het oor die saak gedink. As iemand bereid is om vir sy God te sterf, dan wil ek ook daai God in my lewe aanbid. En voor daai mense kniel op daai verhoog en hy neem Jesus aan as sy verlosser en saligmaker. En die hele dorp volg hom. Hulle gee hulle harte vir die Here Jesus. En dit sprei uit na die omgewing en duisende mense en die Here Jesus aangeneem as 'n verlosser en saligmaker. Deur 'n man en 'n vrou en kinders wat bereid was om te sterf vir Jesus. Is u bereid om te sterf vir die Here? Geliefdes, daar gaan dalk 'n dag aan wat ek en jy daai situasie wat deurgaan. Ons gaan nie in Suid-Afrika vir ewig vervolging vryspreek nie of vryspring nie. Dan moet ons bereid wees om te staan. I decided to follow Jesus, no turning back. Praise the Lord, no turning back. Ek maak klaar. Geliefdes, u sal my vra, Hannes, wat moet ek doen? Dan wil ek net sê wat 1 Korintiërs 12:26 sê. Hy sê, as een lid ly al die lede saam. As een lid bly is al die lede saam bly. Christus, hierdie mense vra net een ding. Hulle vra nie baie. Hierdie 388 miljoen wat vervolg word. En dit is bid vir ons. Moenie bid dat die vervolging ophou nie, maar bid dat die Here ons krag en genade gee om deur die vervolging staande te bly. Nou ons het vir die, ons sê die eerste dominee wat my so 100 jaar, dominee, jy is 'n kampioen, wat my gehelp het met die briefs uitgee. Nou in daardie pakkie het jy 'n inskrywing vorm. Nou dominee Stin sê, maar hy is al reeds van lid van dit, wonderlik. Maar geliefdes, wil nie, as jy dit nog nie voltooi, ek het al 'n paar teruggekry, wil nie asseblief daai bladsy 1 voltooi. Dan gaan ons vir 'n nuusbrief van geopende deur stuur, waar baie getuienisse uitgebring word van mense wat deur die Here voorsien is en gehelp is, maar ook gebedsversoeke, dan weet jy waarvan om te bid.
En broer, suster, geliefdes, bid dat die Here hulle krag en genade sal gee om staande te bly te midde van die vervolging. Wil nie tog maar deel van jou gebed elke dag. Dit kan nie net 'n minuut vat. Vir hierdie mense bid. Jy weet, eendag gaan ek en jy by die Here kom. En dan gaan daar mense wees wat sê, jy is die rede dat ek hier is, want jy het vir my gebid. Dan sal ons al baie bly wees. Gebed het krag, mense. Die gebed is nie maar net 'n fluister in die wind. Die Here hoor die gebed en hy verhoor ook die gebed. In die tweede plek, en ek sê dit baie duidelik, moet nie u bydra aan die kerk daarvoor gebruik. Dit behoort aan die huis van die Here. Hier is 2 dominees met gesinne wat versorg word en die perseel en al die dinge wat daarmee saamgaan. Maar as jy dalk bereid is om 'n donasie te gee, R100, R200, R300, kan jy bladsy 2 van daai vormpie voltooi. As jy nie die bankbesonderhede weet, jy skryf net jou naam, die bedrag en teken onder. Dan gaan ek u bid. Dan gaan ek u bel, as jy nie bid, dan gaan ek u bel om u bankbesonderhede te kry. As jy voel nie, ek wil nie aftrek onderteken nie, dan kan u ook op bladsy 3 kan jy net 'n bedrag skryf en kontant bydra wat jy vandag wil gee. Sit dit dan net binne, maar voltooi asseblief bladsy 1, dat ons weet vir wie om te betaal. Ander mense doen graag EFT's. Jy kan by my die bankbesonderhede kry, ek gaan by die deur staan. Dan kan jy dit agterna ook doen. Iemand het al reeds dit onderneem om dit te doen. Dan wil ek vra, geliefdes, ek gaan by die deur staan, miskien gaan Ingrid saam met daar staan, as sy bereid is om te doen. En dan vra ek net die vir ons hierdie vormpies sal teruggee. Dat ek dit saam met my kan neem op Pretoria. Iemand het gevra, kan ek nie die huis van toe, die sê, dis reg, maar waar toe gaan jy dit stuur? Ek moet dit ongelukkig saam met my vat Pretoria. En ek vra dit ook maar vir die baie mooi, ondersteun ons in daai geval, en die Here sal jy sien. Dan laastens, jy kan ook saam met ons gaan toer op hierdie toere, dit gaan word in nuusbriewe, word dit uitgespel, en kan jy moet so op toere gaan, ons vat nie meer land op die waar jy kan doodmaak. Baie dankie, geliefdes, vir die geduld, dankie vir die samewerking, en dankie vir die geleentheid wat u as gemeente en ook as bestuursraad vir my gee. Nou, geliefdes, ons gaan dan by hierdie stadium gaan ons geleentheid gee om offergawes op te neem. Daarna gaan ons 'n slotlied sing, 'n slotlied sing, en dan gaan ek die seën van die Here uitspreek en dan kan u na die afsluitgebed kan u dan verdaag. Geliefdes, ons vra vir die mense wat vir ons offergawe opneem, dat u vir ons dit sal doen baie dankie.